dan, ja, ons wil net nie regtig doen, Here. Ons sal eerder nog saam met hom wil wees, hom wil versorg, of iewers om net rondom sy bed wees. Maar hierdie ding van totsiens is ons nou nie baie gemaklik meer nie. So ons wil vra dat U by ons sal wees en ons net sal vashou, om sommer net so 'n stukkie van U genade en U liefde te beleef, Here. As mens so deur die foto's blaai, en al die herinneringe weer oproep, en die mens later die jaar weer Vadersdag gaan hê, en Marius se verjaarsdag gaan vier, en Kersfees en Nuwe Jaar, en al die goed wat voorlê, dan weet ons gaan sukkel daarmee, maar ons weet ook dat U met U groot liefde en U genade by ons gaan wees. Dank het ons as gelowiges die volgende kan sê, dat hierdie aardse bestaan net 'n deeltjie van ons lewe, eintlik 'n piepklein deeltjie van ons lewe is. En as gelowiges kan ons uitsien na die wederkoms, of na die dood, kan ons soos Paulus sê, maar dood, nou waar is die angel, waar is dit waarvoor ons so bang te wees, want in die liefde en die genade is hierdie maar 'n klein spukkeltjie van ons bestaan. Marius is klaar by U, Here, en dit maak vir ons as gelowiges wat agterbly, dit so effens minder stresvol, spanningsvol, angswekkend. Dit gee so effens 'n breathing space vir ons almal. Amen. Net een of twee praktiese reëlings, dis 'n roudiens, so daar's nie, ons gaan vandag nie begrafplaas toe op iets van die aard nie, dis in elk geval so nat buitekant dat dit nogal 'n wyse besluit dalk was, Anel. Dit is goed om as gelowiges by mekaar te wees en vir mekaar te help in hierdie ongemaklike situasie. Ek wil julle hier voor net so julle kan julle ore toedruk vir die volgende paar woorde. Julle moet asseblief nie ophou om hulle te stalk met julle liefde en genade en omgee nie. Tot vandag toe is daar nou 'n gehar waar daar's WhatsApps en daar's blomme wat gereël moet word en daar's 'n klomp mense wat gebel en maar moet asseblief nie stil raak nie. Die naweek kan verskriklik lank raak. Volgende week kan verskriklik lank raak. So wees met julle liefde en julle genade regtig betrokke by hierdie gesin. Hulle julle teenwoordigheid so nodig. Meng maar in hulle lewe in, is okay. Vra maar kort, hoe gaan dit? Kan ons help? Is daar iets wat ons kan doen? Of daag net op met 'n bordjie kos of 'n blommetjie. Dis so goed om net by mekaar betrokke te wees. Die volgende wat ek wil sê is die foto's en die video's en die herinneringe wat iewers in die huis rond sit en rond staan. Nie te gou daarvan ontslaa raak nie. Moet eintlik nooit daarvan ontslaa raak nie. Want dit is deel van julle lewe. Ons wil so gou sê, maar kom ons gaan aan met ons lewe. Kom ons hou op om net te salk op 'n plek. Nee, ons kan maar partykeer net sommer rustig wees en sommer net weet die Here is daar, selfs al worstel ons met hom. Al wonder ons hoe gaan hierdie goeters met ons gebeur. My teksgedeelte is juis oor daai boekie wat ons so hier voor Psalms geplaas het, Job is sy naam, wat jy struggle met hierdie ding en Anel, ek weet julle gaan nog baie struggle met hierdie moeilike vraagstukke wat ons dood en afskeid noem. Ons kan maklik daaroor praat, dit is moeiliker om dag vir dag daarmee saam te leef. Mag die Here julle regtig waar elkeen styf vashou. Mag die Here ons regtig waar genadig wees en net by ons dra, by ons staan. Ek gaan nou so reël dat ek die begrafnisbrief gaan voorhou. Terwyl jy sommer bly sit, gaan ek dit lees en daarna gaan ek vir ons nog 'n lied speel en dan gaan ek aan met die res van die diens. Die begrafnisbrief lui so: 'n brief uit die hemel. As môre sonder my begin, as die son opkom en julle vind julleself bewoë en ek is nie meer waar julle my soek met trane in julle oë, dan wens ek dat julle nie meer soveel soos gister treur oor my, terwyl julle bly dink aan al die baie dinge wat ongesê bly. Ek weet hoeveel julle vir my lief is, net soveel as wat ek julle ook lief het. Sal ek elke keer wat julle aan my dink weet, dat julle bly my hart se dief. So as môre sonder my begin, moenie aan my dink as ver weg, want elke keer wat julle aan my dink, sal ek by julle wees en julle hart vasgeheg.
Net 'n opmerking vir die Facebook live ouens, ekskuus, die musiek moet gemute word. Ons mag dit ongelukkig nie hard speel, daar's Facebook regulasies daaroor en kopiereg. So die musiek gaan julle ongelukkig nie kan hoor nie, die res van die diens behoort julle te kan hoor. Daar's hierdie klein boekie Job. Hy is so 42 hoofstukke. Maar die probleem met die boek Job is, hy is 'n verkeerde plek in die Bybel. Die boek Job, as die Bybel nou kronologies, en ek dink julle weet seker dat die Bybel nie kronologies die boeke agter mekaar is nie. Daar's sekere boeke wat sekere in ander tydperke eintlik moes wees, maar as die boekie Job sou uithaal uit hierdie biblioteek van boeke, 66 boeke, en op sy regte plek inplaas, dan sou hy hier by Genesis 12 gewees het. So sommer om dit makliker te maak, Job is eintlik is 'n buurman van Abraham. Dis waar hy inpas. En Abraham, weet ons nou, is in Genesis 12 die oudste storie voor die oergeskiedenis van Noag en Adam en Eva en die toring van Babel. So Genesis 12 en Job staan langs mekaar. Dis hoekom ek dit sê, is want die vraagstuk wat in Job afspeel is so oud soos die berge self. Dis die vraagstuk van why do bad things happen to good people? En ek dink is die vraag wat ons by elke begrafnis, elke afskeid neem en vra is, hoekom gebeur slegte goeders met ons? So kom ek vertel die storie van Job, en dan is daar iets aan die einde wat incredible is wat in Job plaasvind. So Job is dis nou NG Kerk, so ek gaan net maar praat as 'n NG dominee. Dis nou die ideale lidmaat wat jy wil hê. Job was skatryk geweest. So hy sou die kermis kon sponsor, hy sou die dominee salaris kon sponsor en hy sou die maintenance kon sponsor. Hy was die rykste, hy was die Elon Musk van daai tyd. Hy was die rykste ou van wat daar was. So dis 'n okay ou om te hê in die gemeente. Maar ek sal hom ook as jou kerkraadsvoorsitter wou hê, want daar staan ook hy was die vroomste onder almal. Hy was die beste gelowige wat daar was. So 'n skatryk ou en hy is nog 'n baie lief vir die Here. So as dit die ou tyd, onthou julle die ouderlinge in die Jakens wat jy amper sê uitgepeel het, uitgekom het met hulle swart manelle. Hy sou die voorloper daar gewees, die leier ouderling. Dis die ideale ou, skatryk. So die prentjie wat ons het van Job is eintlik treurig, terwyl hy eintlik nogal tot op daai stadium in Job 1 okay geleef het. Ek kan dink dit sy ouditeur na hom toe gekom en gesê, Job, dis die einde van die finansiële jaar en dit lyk goed, jong. Jy's ryk. Jy het 7000 stuk kleinvee, skaap en bok. Jy's okay. En jy het nog 3000 kamele en as ek so tel het jy 500 trekosse en jong, dan het jy nog 500 donkies ook. Nou dis by verre meer as wat enige ou op daai stadium gehad het. So sy ouditeur smaal van oor tot oor. Hy gaan 'n goeie audit kommissie kry vir hierdie werk wat hy gedoen het om hierdie klomp goeder te tel en te kom verslag doen. En ek dink so half selfvoldaan is dalk nie regte woord nie, maar gemaklik oukeirig met homself sit hy so op sy stoep op sy plaas. Dis my prentjie. Dit kan heeltemal anders te wees. Ek aanvaar dit heeltemal dis werk vir my. En dan kom daar 'n boodskapper aangeloop. En sê vir hom, Job, moenie ouditeur so vinnig laat wegloop nie, laat hy terugkom. Daai klomp kamele van jou, ons moet dit skrap. Hulle is almal dood. En dan kom nog een en sê, wag, meneer die ouditeur voor die loop, skrap ook al die kleinvee. Hulle is ook almal dood. En dan kom nog een, daai aand, voor sy koffie nog heeltemal koud is hy bankrot. Van die skatrykste man, daar is nie so woord nie, ek weet, van die skatrykste man tot 'n totale niks nie. Maar hy's okay. Kan ek gou ietsie daaroor sê, want dit is belangrik. Tot op daai moment waar al sy goeders weg is hy so half okay nog. Asof ons wil sê, maar my goeders is belangrik, maar ek kan nog okay wees sonder my goeders. Maar die volgende moment krak hy. Toe daar nog 'n boodskapper kom en sê, Job, jong, skus, ek het vir jou slegte nuus. Ek het gehoor jou donkies en al die ander goeders is weg. Maar was gisteraand 'n partytjie gewees en jou 7 seuns en 3 dogters, jou 10 kinders,
was by die partytjie gewees. Daar was 'n groot ongeluk gewees. Die gebou het in mekaar gesak en al 10 van hulle is dood. En dan krak hy. En as die volgende prentjie wat ons hom kry op die dumps. Tussen die gemors. En hy kry potskerwe en hy sny homself stikkend. En hy trek vir hom gooiingsak klere aan en hy gooi as op sy kop en hy sit in sulk en hy huil en hy skree en hy het al hierdie emosies van rou verlies, van ek wil nie aangaan nie, ek kan nie aangaan nie, ek weet nie hoe om aan te gaan nie. Here, waar was U? Gelukkig het hy pelle, 3 van hulle. Elkeen kom met 'n boodskapie en al 3 van hulle kom met hierdie boodskapie van Job, jong, kom ons kyk in jou lewe. Was daar nie iets wat jy verkeerd gedoen het en daarom het dit met jou gebeur nie? Pos gou daar. Ons maak so. Ons dink God werk met 'n soort van 'n pak slaaf wat hy jou gee of 'n lekkertjie wat hy uitdeel. Afhangende van wat jy doen. As jy soet is, dan kry jy 'n lekkertjie. Maar as jy stout is, gedoorie waar, dan gaan hy vir jou wiks. Dis hoe God, dis die prentjie wat ons van God het. Ek hoop nie dis jou God se prentjie lyk nie, want dit is totaal verkeerd. Die Bybel ken nie so God begrip nie. Die Bybel ken 'n God wat vir sy kind wag en wag en wag, as hy net moet terugkom, en as hy terugkom, dan hardloop hy na hom toe en hy val hom om die hals en sê vir hom, dankie tog jy terugkom, voordat Boetie al kan sê, sorry pa, val pa om in die rede. Onthou julle die gelykenis van die verlore seun? Dis God se operation, dis hoe hy werk. Terug by Job. Sy pelle sê, dis dalk hierdie sonde, en Job sê, ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het gaan introspeksie hou, ek was op 'n retreat gewees, ek het gaan soek, maar daar's regtig nie fout nie. Ek het die Camino gaan stap, ek het al hierdie goed gedoen, maar daar's nie fout in my lewe nie. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. En na die 3 pelle half moedeloos al was, kom 'n vrou Job in. En mevrou Job sê vir hom, Job, sy's verskriklik taktvol hoor. Sy sê vir hom, kom aan, kry nou klaar met hierdie gechankery van jou. Man up, kom hier oor, die tieners sou gesê het, bou 'n brug en kom hier oor. Kom ons gaan aan met die lewe. Sy sê, vervloek vir God, en kom ons gaan aan met ons lewe. En dan sê Job 'n ongelooflike 2 sinnetjies. Hy sê vir haar, in gewone Afrikaans sou jy gesê het, jy weet nie waarvan jy praat nie. In Bybelse Afrikaans staan daar, die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Die eerste 2 van daai stellings is nie so moeilik om te verstaan nie. Die Here het gegee, dis waar. Hy het my al die kamele gegee, al die osse gegee, al die kinders gegee, so ek het baie gehad. En die Here het ook geneem, en ek sit op in sak en as. Maar daai derde stelling, geloof sy die naam van die Here in die ou vertaling. Prys die Here, ten spyte van dit, dis die moeilikhede. Terug by vandag. Die Here het vir Marius op aarde kom plaas. Hy het ons almal se paai met hom laat mingle en connect, op watter manier ook al, of dit deur die werk is, of deur persoonlik was, of deur vriende was, maar daar was 'n connection gewees. En ons moet ook vandag erken as gelowiges, ons kan net so lank op aarde leef, of dit nou 'n hoë impak motorongeluk was, en of dit nou kanker was, en of dit nou COVID was, iewerster, ekskuus, dit klink sleg, maar ons het 'n rakleeftyd, nê. Ons het 'n best before datum. Ek dink nie best before is die regte woord nie, maar die best kom eintlik eers na hierdie lewe van ons, maar ons leef net so lank in hierdie liggame van ons, voordat wear and tear en impak ons lewe kan wegvat, of ons fisiese lewe kan wegvat. So hy sê vir mevrou Job, die Here het gegee, en hy het weer weggeneem, maar ons moet nog steeds die naam van die Here aanroep. Dis amper onmoontlik. Maar dit klink amper asof mense wil sê, as hierdie goed met jou gebeur, moet jy begin sing. Dan moet jy juist begin sing. Dan moet jy nie stil raak nie. Dit is juist dan wanneer jy moet sê, Here, ek verstaan niks hiervan af nie.
Maar okay, dis iets nou. En na mevrou Job weg is, kom maar 'n 4de pel. En praat met hom en sê, Job, asseblief, kom ons gaan kyk nou, jou ander 3 pelle was hier, jou vrou was hier, maar laat ek nou met jou gesels, dalk is daar tog 'n sondetjie, wat jy net om te gaan om vergifnis vra, dan is alles okay. Want bad things kan mos nie met good people gebeur nie, so jy moes iewers 'n bad gewees het, daarom moet die bad ding met jou gebeur. En na die 4de pel weggesit Job, en hy moan en groan nog steeds, en krap homself nog steeds te, en dan moan hy met die Here, kras woorde. Ons Afrikaanse vertaling het baie mooi vertaal, in 'n soort van 'n kerktaal, wat amper sê, hy is so kwaad vir die Here, maar het klink amper okay dat hy kwaad is. Maar as jy die Hebreëus gaan lees, en dit is nog in digvorm geskryf, so hy het hom selfs 'n bietjie nogal digterlike vryheid gegee, dan is hy krie met die Here, dit grens so aan godslastering, hy wil amper sê, Here, gaan weg, jy is in 'n geval nie hier nie. Hoekom moet ons nie aanbid as bad things gebeur? Hoekom gaan mense op die paaie dood? Hoekom gaan hulle aan kanker dood? Hoekom is daar egskeidings? Hoekom word mense bankrot verklaar? Here, hoekom hierdie goeters? En hier is die probleem. As goeie kerkmense, goeie gelowiges, wil ons amper sê, jy mag nie vir Here vra nie. Jy mag dalk diep in jou binneste dink, maar eintlik moet jy dadelik die verskoning vra vir Here, vergifnis vra, anders gaan hy jou straf. Anders gaan hy hierdie rottang van hom uithaal in jou piets. Maar die wonderlike is, God is okay daarmee as ek en jy kwaad is vir hom. As ons intense vrae vra. Hy word nie onkant gevang as ons vir hom vra, Here, hoekom gebeur hierdie goed nie? Ons ken nou die storie van Job, nie? Hy moan vir 36 hoofstukke. En God sê, is okay. Gaan aan. Krap jouself verder stukken. Kry nog meer pelle. Praat met jou vrou, praat met jouself, praat met my. Dis okay. Hoofstuk 37, dan kom God af. In een Engelse vertaling sê dit baie mooi. Hy sê, die Here sê vir Job, please shut up now. Let me do the questioning, you do the answering. Job, bly nou 'n bietjie stil. En hy is nie kwaad vir hom nie. Hy sê nie ons 'n soort van skrobering nie. Net sommer vat hom so stil by die hand. En as jy nou Job 37, 38 gaan lees, dan vat hy hom so half deur die wildtuin, deur 'n dieretuin. En hy sê vir hom, Job, waar was jy toe ek die reën gemaak het, hè? En die sneeuvlokkies. En die diere gemaak het. En Job, kyk bietjie daai krokodil. Dink jy sal met hom stoei? Ek kan jou waarborg gaan tweede kom. Job, sal jy hierdie hippopotamus vir jou kind gee as 'n speelding, as 'n troeteldiertjie? Ek dink nie so nie. En so begin die Here as te ware deur die National Geographic blaai of hom sê, Job, waar was jy toe ek dit gemaak het? En Job, waar was jy daar? En Job, waar was jy daar? Nie met hom geraas omdat hy gemoun het nie, maar net vir hom gesê, "Oei, kom ons kry jy orde weer reg. Jy is skepsel, ek is skepper." Moet nie om jy mekaar maak nie. Jy is skepsel en ek is die skepper. En dan sê Job, ek was dom. Hy sê ek was soos 'n redelose dier. Ek was soos 'n bees gewees, sê hy eintlik. Ek het gedink alles is deur my gemaak en ek het die reg om al die vrae te vra. Here, en dan draai dit alles om, dan gee hy al die lof en die eer aan die Here. En so word hy van skatryk tot brandarm tot niks meer nie, en dan gebeur daar wonderlike ding. As hy en die Here hierdie laaste ontmoeting gehad het en hy's klaar gerou en klaar alles, dan kom gee die Here vir hom in plaas van die 7000 kleinvee 14,000. En die 3000 kamele word 6000 kamele en die 500 osse word 1000 osse en die 500 donkies word 1000 donkies. Hy dubbel alles en hy gee vir hom weer 'n keer 10 kinders, 7 seuns en 3 dogters. Dit gesnap. Dit gevang. Alles word gedubbel. Behalwe sy kinders word dit replace. En dit het die ouens laat wonder, wat gaan nie aan? En luister, onthou net wat ek in die heel begin gesê het, hierdie storie kom van Abraham se tyd af. Ons praat van
4.500 jaar terug, 2.500 jaar voor Jesus. Byna 5.000 jaar terug het God al gesê, jy het 10 kinders gehad, hier's weer 10 kinders. Hoeveel kinders het hy uiteindelik dan? 20. Want as hy doodgaan, is daai 10.000 nie dood nie, maar as hulle weer lewend saam met hom. God dubbel wat ons het. Ons sien net die bad en sleg raak. Maar op een of ander manier is God besig om alles wat ons gehaat het te verbeter. Kom ons praat as gelowiges. Ons kan nie vir mekaar sê dat hierdie aardse bestaan alles waaroor dit gaan nie. As dit wat hier op aarde gebeur, die som totaal van jou lewe is, ag en nee genade, daar moet meer wees. Ek wil dis reg, hier sit dalk 'n paar skatryk miljonêers wat dit oukei is, maar ek weet selfs julle wonder hoe gaan ons volgende week nog 'n geyser vervang, nog 'n strandhuis koop, watse transaksie gaan hierdie mat val. So selfs die ryk ouens suffer. Die ouens wat nie ryk is nie, hulle suffer net so baie, want elke maand ons budget laat klop. Iewers moet ons kyk of daar genoeg geldjies is om te kan survive. Ons moet by dokter uitkom om te kyk of ons liggame dan oukei is, of daar nie te genoeg te veel verkeerde selletjies is nie, genoeg gesonde selletjies om ons dan nog so 3 jaar te kan onthou. Moet ons in ons verhoudings met ons kort by 'n beraader uitkom te sê hoor, is ek en my vrou nog oukei? Is ek en my kinders, my tienerkinders dan nog oukei? Al hoor ek baie min van hulle en sien ek net so in die verbygaan. So ons dit gaan nie hierdie lewe van ons, daar's 'n paar uitskietmomente, lekker. En daar's 'n paar baie drop momente, maar die gemiddelde lewens is so al saai, vervelig. En ons cope daarmee net. Ek gaan ietsie sê van ons as dominees af wat mense raak sien. Gewoonlik hier by Oktober maand sien 'n mens raak mense is gedaan. Oktober en dan stretch hulle November daarom deur en dan Desember dan sluit die skole en dan almal weg Hartenbos toe om te gaan recover en dan kom hulle Januarie weer met 'n smile terug. Hierdie jaar is nie so nie. He. Ons het al in Maart maand en ek is nie enigste dominee wat dit raak sien, daar's 'n paar van ons wat dit raak sien. Hier van Maart maand af as ons agterkom, die ouens is gedaan. Hulle is poegaai. Of nou die politiek of die ekonomie of Trump of whatever is, maar ons is gedrein. En die Here wil vir ons sê ons praat nie eens, ons het nie eens nog 'n begrafnis nie. Ons praat net van gewone lewe. So hoe bad moet dit nie vir julle hier voor wees wat dit dubbel het nie. Natuurlik het Marius nie al die pyn nie meer, al die seer, al die ongemak, dis verby. Maar julle sit met die leemte van hy was dan altyd daar. Al was hy nou siek, en siek, was hy dan altyd daar gewees. Nou skielik is daar hierdie vakuum. My job as dominee is net om vir julle te sê, ten spyte van dit wat ons hier raak sien, kyk net op ook. Hoe moeilik dit ook al is dit die enigste manier hoe mens die lewe kan leef. Ek wil 'n storie vertel en dan gaan ek daarmee afsluit, om dit te demonstreer. Toe ons jonk was, het ons 'n speletjie gespeel, om te kyk wie kan die langste 'n besemstok op jou hand balanseer. Nou, almal het dit gespeel, jy sit die stok so met die besemkant, die veekant bo, en daar's 2 maniere om die speletjie te speel. Een manier is jy kyk hierso, en jy verloor. As jy daar kyk, kan jy so 'n bietjie meer balanseer in jou hand, accordingly, die balans laat gebeur. Ek dink die lewe werk so. As jy hier kyk, Job, Gerard, Anel, as jy hier kyk, gaan nie sin maak nie. Maar as ons God raak sien, as ons soos Job sê, die Here het gegee, en die Here het ook geneem, maar geloof sy naam van Here. I'll sing a song again. Ek weet nie heeltemal hoe hy gaan klink nie. Aanvanklik gaan dit stamelend en stotterend klink waarskynlik, sonder perfekte melodieë, sonder die regte note, met baie rusposes. Maar tussen alles gaan ek net kan stil raak en weet,
God is steeds in beheer. Ek dink dis die job van 'n dominee, van my werk, om te kom gee wat ons verloor in die proses. En dis die woordjie hoop. Dis om jou net weer te link aan God. Nie dat ons nie gelink is nie, maar net om weer te herinner. Job, stap saam met hierdie dieretuin. Dat ek net weer die basics vertel. Stap saam met hierdie lewe en sien, ek het jou nie vergeet nie. Ek is steeds by jou. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons kan weet, ons kan aan U vashou, want waarheen anders te gaan ons, Here? Hoe anders te gaan ons dit maak? Ons gaan nie. En daarom wil ons sommer net vir U kom sê dat ons vir U verskriklik lief is. Dankie vir U ongelooflike genade vir elkeen van ons. Ons gaan van Marius ongelooflik baie mis. Hy het so deel geword van ons lewens. Daar's soveel gedeelde stories en verhale. Dankie dat ons tussen dit alles deur, soos die laaste liedjie het gaan sê, dit nou ons beurt is om die monsters weg te jag. Dankie dat sy lewe so incredible was, met sy kinders, met sy vrou, met sy vriende, sy familie, met almal met wie hy in aanraking gekom het, Here. Here, help ons asseblief om nooit ooit sy lewe te vergeet nie. Amen. Ek gaan vir ons die seën uitspreek, en dan gaan ek 'n laaste, en ek het nie met julle daaroor gesels nie, so ek hoop dit gaan julle goedkeuring wegdra. Gaan ek die laaste lied speel, en as jy so entjie in is, sal ek vir julle aandui, dan kan julle sommer vorentoe kom en sommer net op die verhoog klim en net so laaste totsiens sê, dit net 'n stukkie closure kry, en dan kan ons uitbeweeg buitekant toe. Ek gaan vir hulle eers kans gee om eers te kom, en dan die res van ons kan kom, en sommer net so laaste gebed, of 'n stil raakie voor by die foto, en die blomme kom doen, en dan kan jy uitbeweeg buitekant toe. Maar kom ons staan eers almal, en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en mag God se liefde, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons elkeen wees en by ons elkeen bly. Mag jy hier weggaan en weet, ek is nie alleen nie. Dit is seer, dit is eina, dit is ongemaklik, daar's baie vrae, maar as 'n plek, daar's 'n God, na wie jy kan draai. Sy genade gaan saam met jou. Amen.
Enige iemand anders is ook welkom, julle kan nader staan.